Dit is die Reine Wynheid en welkom weer van my kant Martelies Brink. Ek hoop jy luister lekker saam waar ons Suid-Afrika se wyne verken en vandag kuier ons by die ikoniese Kanonkop. 3 wynmakers oor en oor het daai plaas bewys. Die terroir bied vir jou iets fantasties om mee te werk as 'n wynmaker. Internasionale wynmakers van die jaar, Jan Boeland Coetzee, Beyer Streeter en Aubrey Beeslaar. Maar meer daaroor 'n bietjie later. Dis eers tyd vir my wyn van die week. Vandag gaan ons na Reineke Wyne. Dit is 'n organiese plaas, al hulle wyne is organies en ek wil fokus op van hulle rooi wyne op hierdie stadium. Die Reineke biodynamiese Syrah, Reineke Biodynamic Syrah, 2021 is tans op hulle webblad beskikbaar. Dit is die 2020 wat nogal uitgestaan het, maar hierdie wyne is ware kwaliteit mense. Hulle het ook die Estate Syrah en 'n ander wyn van hulle wat ek op 'n stadium geproe het wat net fenomenaal is hulle Reineke Reserve Red. Hulle het die 2021 tans op hulle webblad en as jy nou fynbos in 'n wyn wil ruik en proe. Dit is net fenomenaal hoe die terroir deur daai wyn uitstaan. As jy die geleentheid kry, probeer dit. Die Reserve Red is redelik duurder as die 2 Syrahs. So gaan maak 'n draai, kry vir jou die Reineke Biodynamic Syrah en laat vir my weet of jy saamstem met hierdie wyn van die week. Jy kan natuurlik ook jou eie wyn van die week voorstel, soos dit ons al gehad het van ander luisteraars en jou opinie lewer. Sê vir my bietjie wat jy meer wil leer van in terme van wyn in Suid-Afrika. Dit is brink@rsg.co.za. So ons het in ons braaikamer area 'n hele versameling van wyn. En ons geniet elke liewe glas wyn wat vir ons aangebied word, maar daar is wyne wat jy proe, dan gaan jy net, "Sjoe, hierdie is spesiaal." En daar is 3 kanonkoppe in daai versameling. Dit is die 2015 Paul Sauer, natuurlik. Ons gaan 'n bietjie daaroor gesels en dan is daar die 2019 Cabernet Sauvignon wat net, ek dink dit was so 'n bietjie ons wyn van die jaar gewees en wat 'n voorreg om so baie daarvan te kon geniet gedurende daai jaar. En dan voor my, ek het nou die leebottel saamgebring en ek weet dit is nou jammer om 'n leebottel te hê, maar dit was juist vir die viering van die 50 jaar van Kanonkop, die Paul Sauer 50 2009 en hierdie wyn was net fenomenaal lekker gewees. Dit het so goed oopgemaak as jy dink hoe oud dit dan nou al reeds is en voorop natuurlik 'n foto van Paul Sauer. In die ateljee verwelkom ek van die plaas wat al verskeie kere die sogenaamde World's Most Admired Wine Brand ontvang het. Dis nou 3 keer wat hulle dit ontvang het van Drinks International en ons gesels met Johan Kriege in die ateljee, hoofuitvoerende bestuurder, eienaar natuurlik saam met sy broer Paul van Kanonkop en niet in die saal, hoofoperasionele beampte Lou Strydom wat hier in die ateljee kuier. Welkom julle. Baie dankie. Dit is so voorreg om julle hier te hê. Dit is dankie dat julle al die pad deurkom en met ons gesels. Gewoonlik gaan ek maar na die plaas toe. Ons is daar vir die vieringe en die nuwe Black Label bekendstellings. Ek het die laaste een ongelukkig misgeloop, maar ons gaan 'n bietjie daaroor ook gesels en 'n paar van die wyne ook proe. So ek sal video's neem sodat jy kan sien hoe pragtig hierdie bottels is en die proe in die ateljee. Maar hoe gaan dit op die plaas? Heel eers Johan, jy is bietjie bekommerd oor droogte of hoe? Ja, op my ouderdom vat ek alles so half, sommer net so, hoe sê Engelsman sê, in my stride. Dit is 'n bietjie droog verjaar, maar op die einde van die dag is daar nou net mooi niks wat ons daaraan kan doen nie. So kom ons maak die beste daarvan. Ons werk 'n bietjie meer spaarsamig met ons water en ons besproeiing. Ja. 'n Bietjie meer diskresionêre besproeiing. So ja, maar beneem is effe van 'n droogte. Huidiglik gaan dit eintlik baie goed met ons. Fantasties. Gaan eintlik baie goed. En die familie en die honde is almal nog oké. Ek weet nie van my familie nie, maar my honde was vanoggend nog baie gelukkig toe ek wakker geword het. Hulle is almal gelukkig om jou te sien. Ja, altyd. Johan is altyd so lekker om daar te kom en ook met die familie te gesels en ek weet een van die dogters en so aan het nou ook direk betrokke geraak by die wynmaakkant van sake. En ek weet Paul het wynmaak studeer, jy het regte studeer en natuurlik toe nou by die plaas betrokke geraak en dit is 'n goeie balans vir my tussen om 'n plek te bestuur en bring talent in en jy het nou nog talent ingebring. Lou, ek weet nie meneer, hoe voel dit om by so 'n handelsmerk in te stap? Voel jy geweldig geïntimideer of is hulle so vriendelik dat hulle jou baie gemaklik laat voel het?
Yes, like dit is 'n groot voorreg vir my, regtig, om deel van die handelsmerk te wees. Dat Johan hulle weet my half trust om in te kom en deel van die familie te word. Ja, ek dink daar's 'n bietjie druk wat ek op myself sou plaas, maar jy weet, so far so good. Johan het my nog nie baie druk op my gesit nie. Ek dink jy weet om in te kom in 'n besigheid soos die wat wel so 'n lang tyd deel is van die bedryf en dit's 'n battleship. Dis 'n handelsmerk wat in 'n rigting gaan, baie momentum agter die handelsmerk en die mense wat daar werk is 'n familie en ek dink die eerste paar maande, ek's nou amper 3 maande in my nuwe rol en vir my nie die uitdaging nie, maar net dit wat ek probeer doen op die oomblik is om net deel te word van die familie en hulle maak dit vir my baie maklik. Ek is baie gemaklik waar ek nou is. Dis 'n fantastiese span en regtig mense wat al 30, 35 jaar is, van ander mense my deel van die kantoor is al 15 jaar lank daar. Dis amper soos Hotel California, you can check in but you can never leave, né? Maar dit is fantasties, ek geniet dit. Ons wil 'n bietjie gesels oor die geskiedenis van Kanonkop as plaas. Jy weet 50 jaar wat julle gevier het en ek het baie vrae oor jou pa. Ons sal graag jou pa ook 'n bietjie deur jou herinneringe wil leer ken. Maar as jy nou gaan kyk byvoorbeeld na Kanonkop en wat julle al vermag het in terme van die wyne, die pragtigste wyne, die fokus op rooiwyn, julle het natuurlik 'n rosé vrygestel jare gelede. Van Pinotage Van gemaak. Pinotage natuurlik, van Pinotage. Geluk met julle 100 jaar wat julle vier. Ook groot voorstanders van Pinotage natuurlik en die 3 legendariese wynmakers wat oor die jare ook by julle was. Ek weet Fransjo het nou by julle oorgeneem of hy moes 'n ander bynaam. Wat is hy? Swys. Dis hy. Swys van Sail. Swys van Sail. Ek het nou die dag ook 'n lekker proe saam met hom aangebied by die Woordfees en wat 'n storie vertel het. Daai ou kan 'n storie vertel. Maar natuurlik die legendariese Jan Boland Coetzee, hoogs gerespekteer. Ongelukkig is hy natuurlik oorlede. Hy het die 1659 medalje ook ontvang 'n rukkie gelede en dan ek meen Beyer Streeter het by hom oorgeneem. Beyer Streeter was internasionale wynmaker van die jaar 1991 vir die 1989 Kanonkop Pinotage. Aubrey Beeslaar het daai titel 3 keer gekry, 2008, 2015, 2017 en jy kan dit bereik met daai fantastiese vaardighede en 'n wonderlike produk. So net die ligging van Kanonkop, Johan, gee net vir ons 'n idee, want as jy daar verby ry, jy ry, dit voel vir my partykeer asof dit op Monopoly aangeteken moet word. Dis een van daai gevalle waar jy ry deur Clifton. Dit voel vir my soos die Clifton of iets soos dit van die wynstreek. Jy weet, dis regtig net baie diep erfenis en nalatenskap wat dit vir Suid-Afrika bied. Ja, ek dink Kanonkop, vir my gaan dit oor die terroir. En daar is ons baie geseënd, weet, iets wat ons eintlik nooit geweet het nie, dis toe ek nou in my middeljare gekom. Toe ek nou 50 jaar oud word, dis lank terug hoor. Ek gaan nie vra nie, ek weet nie waar jy nou trek nie. Aansienlik verder. Goed, maar dis wonderlik. wonderlik. Maar toe ek nou 50 jaar oud, maar ek het al my vrou gesê omtrent toe ek 30 jaar oud was, 40 jaar oud, toe sê ek vir, as ek 50 is, dan gaan ek my Harley Davidson koop. Sy het my gesê ek is mal. So ek het dit, so koop ek dit toe. En toe ry ek dink so 3 sondae na mekaar, en ry klappends toe om die rapport te gaan koop in die Sunday Times en so meer. En toe kom ek agter, maar as ek daar by die plaas wegtrek, dan is dit koud, dit is koel. En as ek daar bo by Remhoogte, as ek daar verby ry, dan raak dit skielik warm. So ons is geleë in 'n ons praat van die vlei. Dit is 'n bietjie laer en dit koel vinnig af in die aande. Baie vinniger as in Stellenbosch. So as jy 11 uur, 12 uur in die aande temperatuurmetings wil doen, is ons klein stukkie aarde daar, is letterlik omtrent 3 grade kouer as Stellenbosch, wat 7-8 kilometer verder is. So ons is geseënd daarmee. En dan kom natuurlik al die grondtipes wat ons het daar, so wat besonder is, en dis nie goed wat 'n mens kan koopie. Jy het dit of jy het dit nie, jy kan dit nie koopie. En ons het nou maar besluit, ons sal die beste maak van dit wat die liewe Vader vir ons gegee het, en dit optimaal probeer gebruik. Ja. En die res is geskiedenis. Maar daar was groot lesse gewees intussen. Ons het begin op 'n stadium met ons Sauvignon Blanc mee geboer, en Chardonnay, en Rijn Riesling, Pinot Noir, van alle dinge ook. Maar dit was cultivars wat nie baie goed geaard het, waar dit soms in die somer 'n bietjie warmer kan raak nie. En so het ons later aan, ek dink in 1981, groot kopskuif gemaak en gesê, van nou af van ons gaan fokus op Cabernet en Pinotage,
met 'n klein bietjie Merlot en Cabernet Franc, maar net vir versnydingsdoeleindes. En tot vandag toe bly dit ons fokuspunt. Ons gaan nie daarvan afwyk nie. En ek dink dit is grootendeels een van die redes hoekom ons suksesvol is, ons fokus, en as jy fokus, dan is die in Engels verskoon, variables raak baie minder. En as jy begin navorsing doen en so meer, dan is jou fokuspunte op baie minder goed, en dan kan jy baie vinniger eksperimenteer en nuwe tegnologieë begin toepas, in plaas dat jy 'n baie reeks van wyne het. Ja. So die hele sukses is fokus, en dit moet inspan of saamwerk met ons grondtipes wat ons het. En as ook van jou perspektief af, jy weet, as 'n handelsmerk, dis eintlik baie makliker en meer effektief dink ek om so gefokus te wees of hoe. Dit is, jy weet, ek dink dit is iets wat jou besluitneming baie makliker maak, want as jy in so 'n kom ons sê 'n boks sit van die fokus, alles wat 'n mens nou moet doen van 'n bemarkingsperspektief, die kon ek sê die wingerdboukundige, alles maak dit soveel meer sin, en dit is iets wat almal kan inkoop, en daar is nie distractions nie. Jy weet, jy kyk na ander handelsmerke in die bedryf, hulle probeer something for everybody wees, en voor jy jou oë uitveer, dan sit jy daar met 43 verskillende wyne wat jy produseer as 'n wynprodusent, Ja. of dit vir plaaslike gebruik is of vir uitvoerende, maar dit veroorsaak dat 'n mens takes your eye off the ball, en dit is iets wat ek al 3 maande in nou geleer het van, wow, die fokus is presies dit wat een van nou, almal praat my nou, jy's nou daar vir 3 maande, wat het jy al geleer? Sê ek, focus is presies, hoekom, wat is Kanonkop se magic dust? Dit is in een kort sin die fokus. Ek het al Ja? geleer in terme van fokus. En ek kyk nou maar hoe baie van die ander wynboere boer weet, en ek het gesê, as my skoolma my sê, sy soek Sauvignon Blanc, ja, dan moet sy dit gaan koop by die buurman. Ek gaan dit nie vir haar aanplant nie, weet. Ek het dan toevallig, ek het dan nou leer rooi wyn drink, so Maar dan moet jy daar's ook maniere om 'n kat dood te slaan. as dan jy ook nou 'n Rennies of 'n Gaviscon sommer dit vat. Dalk is dit ook op ek het so baie geniet. Ek drink meestal rooi wyn uitlik. Ek is baie lief vir 'n glas witwyn, maar dit is jy kan vir my nie op die warmste dag 'n glas rooi wyn gee. Ja. Wat mooi vir koel is en ek is gelukkig. Maar gaan jy vir ons asseblief Johan 'n glasie wyn skink dat ons kan proe hoe die produk smaak, daarmee wat jy wil begin. En net dit wat jy vir ons wil skink, hier's 'n Paul Sauer van 22 en dan natuurlik die Pinotage, die Black Label wat niks met bier te doen het nie. So ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels en die feit dat hulle dit ook net vrystel as dit 'n goeie jaar was. Maar Lou, kom ons hoor net gevindig jou agtergrond terwyl hy oopmaak. Ja. Waar kom jou ervaring in die wynbedryf vandaan? Soos wat ek vir baie mense sal sê, en weer eens verskoon die Engels, maar I first gumped my way into the wine industry. Ek het eintlik besigheid geswat op Stellenbosch, en soos meeste van die studente korte naweekwerk of so, en toe het my waterpolokaptein vir Mooi. Westelike provinsie vir my gereël dat ek by Rust en Vrede begin werk. En daar ook weer eens praat oor 'n handelsmerk wat kan fokus. En voor ek daar opgedaag het ek nooit eintlik 'n bottel wyn self op opgemaak nie. En daar begin ek Krisis. Ja. Krisis. my pa se broerma, soos ek in 'n brouery groot geword. Toe ek nou my liefde vir die wyn vind, is in die proelokaal van Rust en Vrede, toe ek so 19 of 20 jaar oud was, maar nog steeds aangekap met my graad, en toe ek weer my oë uitvee geleenthede wat gekom het en wat ek geneem het, maar net veroorsaak dat ek op die ou en toe in die wynbedryf beland, en ek het toe begin werk by Ken Forrester in 2013. Nadat ek 'n paar hospitality jobs gehad het, en jy weet Guardian Peak, Rust en Vrede ook al geopereer het, maar in die wynbedryf self by Ken Forrester 2013, en van daar af just never looked back. Baie geluk daarmee, gesondheid op jou Baie aanstelling dankie, baie en dankie. weer eens op die 50 die nuwe Black Label ook gesondheid daarop, maar dis nou eers die Paul Sauer 2022. Johan, wie was Paul Sauer? Iemand luister nou vir die eerste keer, hulle weet niks van Kanonkop af nie. Vertel vir ons van hierdie legende. Ja, Paul Sauer was my oupa gewees, van my ma se kant af. Dis waar die Sauer naam eintlik weggeval het. Sy pa, my oupa grootjie, het Uitkyk, die plaas Uitkyk gekoop, wat op daai stadium 1903
by daai stadium Kanonkop ingesluit het en hy is toe oorlede. Dis nou my oupa Grootjie en sy vrou het toe uitkyk verkoop. Maar sy het die wysheid gehad om 'n gedeelte uit te hou vir my oupa, Paul Sauer, wat toe gedoop is die plaas Kanonkop. En dit het my oupa geërf in 1930 en in die begin het hy maar met vrugteboere geplant, want dit is redelik kapitaalintensief om met wyn te begin boer en hierso in 1942 dink ek is die eerste wingerde aangeplant op Kanonkop. Hy was seker een van die mees uitgesproke karakters gewees, 'n baie goeie politikus gewees. Was nooit op sy bek geval nie, nooit nie. Selfs in die parlement was hy bitter vinnig gewees. Maar hy is seker die grootste proponent gewees om sommer net die alledaagse gebruik van wyn in die parlement te verkondig, waar hy ook al gegaan het. Weet. Hy het altyd gepraat dat wyn is vir die konings en die koninginne van die wêreld, maar ook, belangriker, vir Jan Alleman ook. Dit is nie net vir die konings nie. Wyn is 'n alledaagse gebruiksartikel en daar is soveel plesier en vreugde en genot wat 'n mens kan kry uit die gebruik van wyn, die ordelike verbruik van wyn, met kos, met vriende, daar is soveel plesier wat ons kan kry uit die alledaagse gebruik van wyn. En hy het dit begin in Suid-Afrika. Ja. Hy was hoeveel keer op die die nuwe SABC, waar hy hierdie spesifieke boodskap, waar hy dit altyd verkondig het. Alledaagse gebruik. Hy was een keer toe sy op 'n pad na Australië toe kom hy terug van Australië om te gaan kyk hoe lyk hulle wynbedryf. En sy eerste opmerking was, toe hulle vir hom vra, hoe lyk die wynbedryf daar, hy sê, man, die kellers lyk almal soos hospitale. Dit is so groot en klinies en skoon en, maar daar was niks karakter gewees nie. Bedoelende dat wyn moet vir almal beskikbaar wees. Op verskillende prysvlakke, hoe jou behoeftes is en jou gewoontetjies is, geniet wyn elke dag, Ja. met kos. So jy het nooit besluit om in die politiek in te gaan nie, in sy voetspore te Nee, volg nie? goddank, ek is hier in politiek in nie. Dis een van my grootste besluite wat ek geneem het, wat die regte besluit was. Ek het baie verkeerde besluite ook gemaak. Maar ja, nee, ek is nie 'n politikus nie. Ek tot vandag toe nie. Ek probeer my maar onafhanklik hou van die politiek. Ja, in elk geval, toe hier so in 1973, toe besluit my pa, Jannie Krieger, hulle toe van Koetsemorg af, hy was 'n groot rugby-administrateur gewees by die Universiteit van Stellenbosch, dis waar ek ook groot geword het, op Koetsemorg, toe trek hulle plaas toe, maar hy was so omtrent op af te die ouderdom. Toe begin hy en Jan Boland Coetzee, wat toe nou wynmaker was, toe begin hulle wyn bottel vir die eerste keer onder die Kanonkop handelsmerk. Dit was in 1973, dit was 'n Cabernet en 'n Pinotage gewees. Terloops, ons het 3 jaar gelede, 2023, het ons 50-jarige bestaan van die Kanonkop handelsmerk gevier, en ons het 2 van daai wyne het ons oopgemaak in Londen. Sjoe. En ons raai, kom ons noem hulle maar Britte, die Britse pers, die Britse Ek wynkenners. weet wat anders wil jy hulle noem, maar jy moenie sê dis asseblief, is reg. Ek kan vir jou baie vinnig sê. Nee, maar hulle neus druk so 'n bietjie punt boontoe. Maar hulle was aangenaam verras toe hulle vir die eerste keer 'n 50-jarige wyn proe, beide die Cabernet en die Pinotage, en hulle kyk nou vir verskeie ander redes ook. Kyk hulle nou met ander oë na Suid-Afrikaanse wynbedryf toe. Ja. En hoekom dit so goed verouder? Wat dink jy is die rede daarvoor? Is dit die proses? Is dit die terroir wat jy sê jy altyd so op fokus? Dis 'n samestelling van 'n klomp verskillende faktore. Uit die aard van die saak, die terroir, en nou wat ek ook dink wat baie belangrik is van daai kuipe wat my oupa gebou het. Dit is sementkuipe. Dit vat so omtrent 10 ton druiwe. So dis 'n oop stelsel en ons druk nog die druiwe in die doppe in met die hand en so meer, en ons het so tyd terug 2015 het ons keller verdubbel in grootte, en ons het dieselfde grootte kuipe ook met sement gebou. Ek dink daai proses speel 'n baie belangrike rol om meer lewe in 'n produk te gee oor 'n langer tydperk. Ja. Ongetwyfeld. Baie interessant. Ek het nie dis 'n oop proses, en ons gis
Pinotage word binne 3,5 dae, waar is dit van die doppe af? Die geval van Cabernet Sauvignon, dan 5 dae, 5,5 dae. Wat 'n baie vinnige proses is. Maar daai druiwe word elke 2 uur, 24 uur van die dag word dit by die hand ingedruk. So dit gee vir jou dis 'n vinnige oksidasieproses. En hy klein bietjie oksidasie by die lig wat jy indruk in die sap in, gee vir jou baie meer stabieler kleurekstraksie en beter verouderingsvermoë. Johan, ons het nou die Paul Sauer in die glas, die 2022. Ons gaan nou 'n bietjie praat oor die geweldige sukses van hierdie wyn. Beskryf hom vir iemand wat hom nog nie gedrink het nie. Dit is 'n pragtige Bordeaux versnit. Dalk so 'n bietjie oor wat 'n versnit is. Dit 'n volledige Bordeaux versnit of 'n sekere variëteit? In die algemeen, gewoonlik, is dit omtrent so 70% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot en 15% Cabernet Franc. Goed, so net so 3. Is net die 3 op hierdie stadium. Op hierdie Hier is dit stadium. nodig, dis reg. Ja. En die wyn gaan vir 2 jaar, hy verouder vir 2 jaar in nuwe klein Franse eikvate. En jy kan nou my vra, wat proe ek? Ek raak soms net so 'n bietjie ontsteld, want die mense wat wyne beskryf, hulle raak letterlik liries. Dit klink so asof hulle 'n woordeboek ingesluk het voor hulle die wyn begin beskryf. Ja, maar dis waar. Maar dit is hoekom ek vir jou vra, want ek voel altyd so pretensieus as ek nou moet 'n wyn beskryf. Vir my is dit net dis 'n lekker vol mond. Ek hou van die tannine want ek hou van 'n swaar ding. Nie dat dit eers 'n swaar wyn is, eintlik dit is so elegant. Ja. Maar ek hou van 'n goeie tannien, 'n lekker struktuur en 'n paar bessies. Dit is ek gooi hom net so, maar dan ek raak baie op my senuwees as ek vir mense, jy weet, op 'n professionele manier moet verduidelik wat ek nou proe in 'n wyn. So ek is bly jy voel ook so. Ons probeer wyne beskryf. Ja. En dan kom ons nou vra ons vir ons almal, hoekom drink jy sogenaamde Gen Z? Dis nou die jonger mense. Gen Z, ja, wat sê Gen Z. Dis reg. En hoekom drink hulle minder alkohol? Hoekom drink hulle minder wyn? Want as ons vir hulle probeer wyn verduidelik, dan skrik hulle. Ja. Hulle skrik. Hulle, Highbrow. wat proe julle nou in die wyn wat ek nie kan proe nie? Ja. Weet 'n wyn is lekker of is hy lekker nie? En 'n mens moet jou daai palette en so aan moet nog ontwikkel. Jy weet wat ek bedoel. Ja. Maar elke keer as ek nou op 'n ek wil vir jou sê elke keer as ek nou dan drink ek nou wyn en wil ek sê maar op Instagram iets gaan sê daaroor. En in die begin het ek nou baie moeite gedoen om nou die mooi woorde te gebruik en so aan. En maar is dit net my lewensmaat sê vir my, mense wil nie dit hoorie. Ek dink jy moet moenie eers dit doen nie. Sê net wees meer direk daaroor as wat jy probeer om 'n gedig te skryf oor 'n wyn. Jy kan seker dit ook doen. Vra maar vir Beyers, hy's goed met gedigte. Skryf en so aan. Maar sê net wat jy ervaar oor die wyn. Jy hoef nie regtig so ver te gaan nie. So ek stem saam met jou om jy vervreem mense eintlik daardeur. Ja, absoluut. Ek praat altyd van die halo effek. Ja. Wat mense hier bokant hulle kop het as hulle wyn begin beskryf, weet. Geniet dit of geniet dit nie. En as jy nou van hou nie, kry jy 'n ander bottel wyn. Daar's baie waarvan jy wel sal hou van. Maar die Paul Sauer is 'n elegante wyn. Ja. Miskien 'n bietjie meer, kom ons noem dit maar swart bessighede. Maar is 'n volwyn, net soos dat ek hou van volwyne, maar dis my smaak. As een van die luisteraars nou voel maar hulle hou van ligter wyne of van witwyne, dit's fyn. Drink dit, maar drink waarvan jy hou. En moenie laat ek wil amper sê hierdie snoebisme in wyn vir jou laat begin dink jy drink nou die verkeerde wyn nie. Dis hoekom ek vir die eerste episode die Chateau Libertas as my wyn vir die week gemaak het, want ek het net gevoel ek drink heerlik so terloops. Ek weet nie van die laaste julle dit geproe het nie, maar ek dink dit is 'n toeganklike finansiële toeganklike wyn en is 'n baie maklike easy drinking soos hulle sê wyn. En ek dink as jy hou van die swart wine gum, jy gaan dit seker nog baie hoor in die reeks. As jy hou van swart wine gums, dan gaan jy hiervan hou. Hy's nog nie so swaar nie, maar jy kan definitief daardie optel. Dit's 'n lieflike wyn. Dis 'n voorreg om die wyn te kan drink, wil ek net sê. En die tannienstruktuur in die wyn is baie sagter. Ja. En dit is mooi getrou met die hout. Ja. Houttannine ook. So jy kry 'n meer 'n eleganter afgeronde wyn. Ja. Maar hy's nog altyd vol op die smaak. So jare gelede hoor ons via mense wat ons ken dat die 2015 Paul Sauer 'n volle 100 punte kry by Tim Atkin. So sit ons 'n bestelling in aanlyn. Ek gaan nou nie sê wat se maatskappy nie, want ek dink wat hulle gedoen is eintlik so half teen die wet vir 'n boksie daarvan, maar ons moes ook seker nou maar nie geweet het daarvan nie.
En toe daai 100 punte aangekondig is, ons het betaal die hele storie, die oomblik toe dit aangekondig is, toe kanselleer hulle daai bestelling en sê jammer, jy word gekrediteer met jou geld. Maar ons kan nie die wyn meer vir jou stuur nie. Dit is hoe groot daai oomblik was. Dis die eerste Suid-Afrikaanse wyn wat Tim Atkin 100 punte gegee het. Jare terug het ek nog 'n onderhoud gedoen met Jan Boland Kotse. Toe sê ek vir jou, vra ek toe vir hom, wat dink jy nou van hierdie Tim Atkin? Hy sê, die ou klink asof hy weet waarvan hy praat. So ek voel altyd as kom Jan nou gelukkig is met daai, jy weet, oordeling en so aan, dan is dit reg so. En toe op 'n stadium wil ek nou baie graag vir iemand 'n geskenk gee. Iemand spesiaal, hy weet wie hy is, en ek bel vir Emile Joubert, wat natuurlik by julle betrokke is. Ek sê, Emile, ek sien nie die 2016 op die rakke nie, en ek wil nie eers praat van die 2015. Ek sien nie die 2016 in die winkels nie, ek wil nie eers vra oor die 2015 nie, maar waar dink jy, moet ek maar by die plaas gaan soek? Hy sê, hoekom sê jy weet, ek wil eers sê wat hy verder gedoen het, maar hy was baie vriendelik daaroor, want my pa het sy kinders gedoop, of iets soos dit. So, ons het toe 'n geleentheid gehad om die 2015 te proe, en wat 'n geweldige voorreg, want die prys, ek weet nie waarvoor die bottel nou, of gaan, en hoeveel daar nog beskikbaar is, ek dink dit trek seker by R6,000 'n bottel, as jy hom wil kry. Waarskynlik, waar is ons nou, dink jy, ja. So, en dit is 'n fenominale wyn. So, die Paul Sauer het die Suid-Afrikaanse wynbedryf ook deur daai jaar, wat 'n baie goeie jaar vir wyn natuurlik ook in Suid-Afrika was, tot 'n ander vlak geneem. Wat het dit vir julle beteken, indien enigsins, voel jy? Agter dit die waarde van die handelsmerk beklemtoon. Ja. Ek dink die aankondiging is gemaak op 'n donderdag, en die naweek het ons hele rekenaarstelsel gecrash. Het totaal al gecrash, en baie mense het betaal, en ons kon nie agterkom wie betaal en wie nie, en dit was 'n groot drama geweest. Maar dit het baie beteken vir die handelsmerk. En nie vergeet nie, net soveel beteken vir die Suid-Afrikaanse wynbedryf. Geweldig baie, ja. Ja. Nee, dit is ook wat ek sê, ek dink daar was toe nou 'n groot fokus, alhoewel ek meen julle het nou soveel pryse gewen, ek dink julle het dit al oor en oor bereik deur die handelsmerk in die geskiedenis. Nou wil ek weet, wat is jou gunsteling, as jy nou moet sê, wyn van Kanonkop, voordat ek vir Johan vra wat sy gunsteling is? Wel, kyk, ek het van Handelsberg gekom wat hoofsaaklik gespesialiseer het in Chenin Blanc. En toe ek nou begin werk by Kanonkop, moes ek maar van vooraf weer leer om pinotage te drink. Ek voel op die oomblik, ek is natuurlik verskriklik verlief met 'n Paul Sauer, nog voor ek begin werk het by Kanonkop, maar iets wat my onlangs baie beïndruk het, is ons estate pinotage. Ek voel dit is 'n wyn wat my half onkant gevang het, ek het dit nie verwag nie. As ek nou 'n kans kry, dan as mense kom braai wat ook al laaste 3 maande, het ek seker meer estate pinotage opgemaak in laaste 3 maande wat ek al in 'n hele lewe lank opgemaak het. So ja, dit is nou my gunsteling op die oomblik. So 'n pragtige wyn ook. Nou wil ek jy stories hoor, Johan, as jy bereid is om so 'n paar stories te gooi. Eers jou gunsteling wyn van, jy kan dalk sê, wat is julle wyn wat julle in die algemeen drink by die huis, en dan watter wyn bly jou groot gunsteling van Kanonkop? So laat dan vra watter wyn is jou gunsteling? Ek drink die Cadet Cape Blend, want dit is die enigste wyn wat ek eintlik kan bekostig. Maar ek sukkel nie met 57 ml, so ek maak 'n Magnum oop elke aand. En dan help my vrou my ook so dan en wan. Maar dis 'n baie lekker wyn. Maar my gunsteling wyn, interessant, ek het dit dieselfde vraag gekry so 2 weke, 3 weke terug in Singapore. Ons doen ons weer 'n proe, en dit mense vra vir my baie. Interessant is gewoonlik die mans wat dit vra. En toe vra ek nou vir die man wat toe hy nou vir my vra, toe sê ek, maar wie is daai dame wat langs jou sit? Is dit jou vrou? Toe sê hy vir my, ja, dit is sy vrou. Toe sê ek vir hom, okay, dis nou jou vrou wat langs jou sit. En nou sê nou maar die man is 60, 65 jaar oud. Toe ek vra vir hom, maar wie is die mooiste vrou in die wêreld? Nou is hy al verplig om te sê, dis sy vrou. En nou sê hulle, sonder uitsondering, sê hulle, dis my vrou wat langs my sit, sy is die mooiste in die wêreld. Dan sê ek vir my, luister hierso, dit is nou nie waar nie, man. Ek gaan nou nie Engels so BS woord gebruik nie, maar dit is nie waar nie. Ja. So, dis baie subjektief. Lang af as ek in die aande by die huis kom, hoe is my honde se geaardheid en se gemoed, en hoe is my vrou se gemoed, en wat eet ek, en hoe is my gemoed, so dit wissel. Ja. Maar in hoofsaak drink ek
rooiwyn. Daar's die rede hoekom dit kanonkop is, die kanon wat jy ook skiet daarso by julle. Jy kan dalk net vir ons 'n bietjie sê oor die naam se agtergrond. En dan snoek en lieflike brood wat julle daar braai, sinoniem, dit is julle maak dit altyd vir julle funksies, lieflikste snoek en dan sit hierdie tafels gepak met allerlei brode en dinge wat jy daarop kan sit. So vertel vir ons 'n bietjie van daai tipe van tradisies en hoekom dit nog vir julle belangrik is. Ek dink hoekom ons met snoek begin het is iets anderste. Weet jy kan 'n stuk steak, jy kan dit eet in Londen en in New York en in Johannesburg en Kaapstad. In Stellenbosch is daar baie goeie biefstuk restaurante en so meer. Ja. Maar 'n vars gebraaide snoek, jy kry dit nêrens nie. Jy kry dit nie. So ons het toe maar so in die so met verloop van tyd het dit ons amper ons handelsmerk geraak. En ons doen hierdie snoekbraai, ons doen dit nou al in Johannesburg. Toe ons daarmee begin het in Johannesburg, interessant. Nou het ons begin nou daarmee in Johannesburg. In Johannesburg is dit glad nie snoek eers amper geken nie. Weet. Nie dat die wyn nie ook 'n aantrekkingskrag het. Nou het ons omtrent 100 mense wat na die funksie toe kom. Maar toe dit nou so hierso 10:00 die oggend is en die funksie is nou vanaand, toe strek ons al hier by 140 mense. Want jy kan nie vir die mense sê julle mag nie kom nie. Toe het ons met DHL nog snoeke opgevlieg met die vliegtuig in 'n duiksak. In 'n duiksak. In 'n duiksak, ja. Jene. So dit het ons handelsmerk geraak en is baie interessant dat die buitelanders hulle ken dit nog minder. So dis vir hulle 'n ander ervaring. Ja. Hulle Ek verstaan dink ook nie die grate nie. Dis mos vir hulle Ons sê verskriklik vir vreemd hulle, om grate in 'n vis te hê. Dit is baie moeilik om vir die Japaneese en die Chinese te sê wat baie higiëniese mense is. Maar vat jou vingers en haal hy lang grate uit. Ja. Hulle kry nie so maklik vat daaraan nie, maar hulle geniet dit. Want dit is iets anders, dit is iets wat hulle nêrens kan kry nie. So dit het nou maar ons handelsmerk geraak en ons doen dit nou met so 'n bietjie lekker soet patats, bietjie lekker slaai en tuisgemaakte brood. En dis eintlik 'n baie eenvoudige resep. Dis ingeburger in ons hele familie. Ja. Ek gaan vra vir daai sousresep. Ek wil nogal weet, ek is mos gefassineer deur mense se resepte. Ja nee, ek okay nie toe maar, dis okay. En ek sal dit uitsaai nie, ek beloof. En die naam? Kanonkop, ja. Ons lê onderaan die Simonsberg reeksberge, reg onderaan. En aan die linkerkant as ons nou opkyk berg toe is daar 'n klein koppie. Nou in die 17de, 18de eeu was daar 'n kanon op daai klein koppie, want as jy op daai koppie gestaan het, dan kon jy nou sien tot in Kaapstad hawe. Ons praat nou van 200, 300 jaar terug, voor selfone en sulke goeters. En as 'n skip in die hawe gekom het, het hulle daai kanon afgevuur. Nie om oorlog te maak en so meer nie, net 'n seinkanon, sodat al die boere in die omgewing kon hoor en dan weet hulle kan vleis en groente en wyn gaan smous in die hawe. So dit was 'n seinkanon. Goed. En jy het 'n kleintjie nou daar. Dis baie oulik. Dit laat 'n mens skrik dat jy wil ek het so gelag ons het dit nie verwag nie. En so geskrik dat ons wyn het ons glase uit laat mors het op die ten minste daarin buite en nie op onsself of iemand anders nie. Maar ja, hy laat nogal vir jou skrik. Was 'n kleintjie, hoe groot is hy? Wat 50 cm lank. Bietjie langer 60. Ja, hy's so 3/4 meter. Ja. Ja, 3/4 meter. Ja. Maar ons het hom spesiaal laat uitboor, weet. Goed. En maar hy skiet mooi. Hy skiet baie lekker. Ja nee, hy het voldoende. Ja. Ag, dis 'n bietjie opwinding. Ek wil 'n bietjie gesels, hy het vroeër gepraat oor, jy weet, jonger persone in Swan en die wynbedryf en die feit dat mense minder wyn drink in Swan of dat jong mense nie noodwendig so baie wyn drink en ek dink dit is 'n groot uitdaging vir die wynbedryf om te sê ons is nie hierdie highbrow snobistiese ouer garde. Ek dink baie plase probeer op verskillende maniere daai siening verander. Ek kan nie meer met jou saam. Gee vir ons 'n idee van hoe julle dit wil aanspreek. Kyk, julle is ek asseblief tog smeek ek julle asseblief om nie julle etikette te verander in een of ander doen dit, ander mense kan dit doen, is nie 'n probleem nie, maar jy weet, een of ander maak hom pink of ek weet nie wat, om hierdie ding nou mooi te verduidelik nie. Om etikette te verander, mens moet na sulke tipe van elemente kyk om 'n nuwe mark te betrek. Enige produk moet dit doen. Ek meen, der laaste produk in die wêreld het al hulle etikette verander. 'n Bank in Suid-Afrika het gedoen, vreeslike klomp gelag en so aan daarvoor gewees, maar op die ouend moet jy ontwikkel. Wat is julle benadering vir jou? Kom ons praat van jou kant af as operasionele beampte. Hoe gaan jy dit benader in hierdie nuwe posisie van jou?
Dit is altyd 'n uitdagende vraag. Jy weet, en dis nie eers keer wat iemand my dit vra nie. En jy weet, ek dink die een ding waarop ons steen op kan honkop is ons tradisies. Jy praat nou jy van die snoekbraai en daai tipe goed wat soos Johan sê deel van ons handelsmerk geword het. En iets soos ons etiket is classical. Ja. En jy kan half kyk na van die wêreld se mees suksesvolle handelsmerke daar buite en iets wat ek dink al die luisteraars my ook kan erken is iets soos Veuve Clicquot. Veuve Clicquot is al 'n oranje label vir oor 100 jaar. Hulle maak klein tweaks so nou en dan, maar die label is dieselfde, die vorm van die label is dieselfde, die bottel lyk min of meer dieselfde. En is net in uitsonderlike jare wat hulle so nou en dan ietsie sal verander, maar daar's nie 'n 180 gedoen op die handelsmerk. Ek wil net gou op Veuve Clicquot op 'n noot, ek het dit nou die dag ook vir 'n gehoor genoem. Veuve Clicquot vervaardig 1,5 miljoen kiste champagne per jaar. Ja. Per jaar. Dis 19 miljoen bottels. Dis enorm, 19 miljoen bottels. En kyk, mevrou Clicquot, ek gaan nog 'n bietjie oor haar ook praat op die stadium, want sy het so baie gedoen vir die bedryf en vir champagne en so in die algemeen, maar hulle word nog gesien, soos dat jy sal sê, as 'n legacy handelsmerk, en tog is dit hierdie massa produk. En almal koop dit en almal drink dit. Natuurlik moet ons in Suid-Afrika asseblief plaaslik koop, want die kwaliteit is nie laer as champagne, dis champagne. beter. Nee. Jy weet, dit is moeilik om 19 miljoen bottels te maak van fenominale kwaliteit. Daar is iewers is daar something's got to give. So dis goeie wyn, maar hulle tryd op 'n handelsmerk. Jy is as 'n Suid-Afrikaner veel beter af om een van ons plaaslike Cap Classics te koop. Dis heel waarskynlik baie beter kwaliteit. Ja, definitief Maar, vir die geld wat jy betaal. Ja, natuurlik, soos jy sê, weet, ons drink local. Maar ek dink ons as Kanonkop, as jy kyk by Winex, die groot wynfees in Johannesburg wat 3 dae span met nou laas eind Oktober was. Die mense is by ons handelsmerk. Die tafel is overrun met mense, jong mense van verskillende agtergronde, bakkeles, ouderdom, maar die jong mense is daar. Hulle stel belang in ons handelsmerk. Dis net hoe ons met hulle kommunikeer wat ek dink in die toekoms ons kan ook 'n bietjie beter doen en ons het klaar nou onlangs iemand aangestel juist vir ons digital marketing om digitale bestuur. Digitale bemarking bestuur en kommentaar en jong Via met saam met my ook begin en jy kan nog klaar die traction sien op jou engagement. Al die tipe goedjies, jy moet hoe mense daai tipe goed nou kan volg op jou social media. Die mense is daar, dis ons moet net met hulle gaan praat. Ja. So ek is nie te veel geplaas daaroor nie, maar ons kan definitief 'n bietjie, ons gaan harder werk daarop en ek sien dit as 'n geleentheid, eerlikwaar. Want ons is al klaar so suksesvol en daar's 'n mark daar buite wat al reeds ons wyn drink. Nou moet ons net met hulle 'n bietjie gaan gesels. Ja, my aanslag is net op by te voeg wat Lou nou sê is, ek is nou deur van die heel ou generasie, in 'n mindere mate my broer Paul, maar dis tyd vir die jong mense om in te stap. Hulle is meer innoverend as ons, dit is so, of ons dit nou wil erken of nie, hulle is meer tegnologies aangeleë as ons, en dis 'n feit, whether we like it or not, en so dis nou tyd vir die jong mense, en ek dink die jonger geslag wat nou by ons werk ook, as 'n hele klomp van hulle, het 'n beter aanslag met jonger mense ook. Die skokkende syfer is, dink nie baie van ons luisteraars weet dit nie, maar die totale wynverbruik in die wêreld, en hulle doen sulke berekeninge elke jaar, maar die totale verbruik van wyn wêreldwyd was in 2024, dis vir hierdie jaar, was die laagste gewees in 61 jaar. So mense drink minder alkohol, hulle drink minder wyn. Ja. So en hulle gebruik baie keer is dit mense gaan oor na ander alkoholprodukte ook toe. Ja, Jy weet, dis alles wat gemeng is en daai tipe van die keuse is enorm. Ja, dit is ja. So mense moet jou aanslag oor hoe jy met die jonger geslagte gaan gesels en jou boodskap wil oorbring. Dis belangrik, weet jy. En verantwoordelike, soos jy dit nou ook vroeër genoem het, verantwoordelike wynverbruik. Maar ja, nee, dit is ons 'n bietjie gesels daaroor en is so 'n groot deel van Suid-Afrika se ekonomie en se toerisme. So mag ons maar die Black Label proe. En dan moet jy vir ons vertel van hoekom die naam die Black Label is, as jy omgee Lou sal vir ons oopmaak die keer in stories. Johan, ons soek die stories. Ek soek bietjie, jy weet, wat jy onthou as kind op die plaas en toe jy nou later aan van Koetsenburg af getrek het plaas toe, wat jy onthou van daai tyd en wat jy ook ervaar het as gesin en groter familie op die plaas oor die jare. Dis nie baie lank gelede nie, maar dis nou 'n aanleiding van die
Wat 'n beraad is daar? Die G20 Die G20, beraad. ja. Hierdie opname is nou die Vrydag gedoen voor die G20 beraad. So dis nou op almal se lippe. Ja. Weet en Trump kom nie en dan kom hy en dan net in die hele daar word meer gepraat oor die afwesigheid van die Amerikaners en so meer. So hulle boikot nou blykbaar vir Suid-Afrika. So dit is op almal se lippe. Die Amerikaners boikot Suid-Afrika. Maar nou net om dit 'n bietjie verder te vat. 4 termyne Amerikaanse presidensiële termyne toe kom Bill Clinton na Suid-Afrika toe. Maar net voor dit was sy assistent, sy visiepresident Al Gore. Hy is nou so 'n groot groene vandag. Hy was in Suid-Afrika en hy was 'n groot rooiwyndrinker en klaarblyklik Bill Clinton ook. Toe Al Gore het vir hom 'n palet mooi wyne in Suid-Afrika bymekaar gemaak en toe het hy vir Bill Clinton gesê: "As jy nou ooit Suid-Afrika toe kom, weet, en jy het tyd, dan gaan besoek jy nou die plek en daai plek en daai plek, weet, as jy tyd het." So sit ek en Beyers het toe nog op Kanonkop gebly. Dus ons by die Nederburg veiling, is 'n groot funksie op 'n Saterdagmiddag en net Beyers se seun is op die plaas en toe bel iemand vir hom. Toe hy nou wil weet wie's dit, toe sê hulle nou, maar this is so and so from the White House. Nou arme, wat sy seun se naam nou weer? Henry. Arme Henry het nie geweet daarvan nie en hy was ook nie baie goed in Engels gewees nie. Toe sê hulle vir hom, hulle wil graag 'n afspraak maak vir the American president for a tasting Sunday morning. Sjoe. En toe sê Henry net vir hulle, maar we are closed on Sundays. Ek weet nie hoe daai uitspraak was nie, weet maar seker 'n baie Afrikaanse aksent. Arme Henry. Ja. En toe sê hulle weer vir hom maar dit en dit en dit, toe sê we are closed on Sundays. En basta, klaar, dit is wat dit is. Ek gaan die storie nou gebruik volgende keer as ek met hom iets gespreek, arme ding, ja. Maar die uiteinde is, toe kom hy nie na ons toe nie, toe maak hy 'n afspraak by 'n ander plek op Stellenbosch, waarby hy toe nou nie kon uitkom en sy tyd dit uitgehardloop. Maar toe vra die ander kelder nou vir die tannie by van die Withuis, how did you get to us? Ja. Toe sê die tannie van die Withuis, nee, Kanonkop doesn't want us on a Sunday. En ons weet niks daarvan nie. Arme mense. Ja. Ons weet niks daarvan nie. Toe Ja. die donderdag daarna, toe kom die plaaslike koerant, die Eikestad Nuus kom toe uit. Ja. En ek sit daar in my kantoor en ek maak die Eikestad Nuus oop en hier op die voorblad staan Kanonkop rejects Clinton. Nee. Toe hoor ek eers van wat daar aangegaan het. Tog, dit is ook, ja, kyk dit. So ons het 'n lokaal geboikot. Ai tog. Dis baie snaaks. Al wat jy wil nou ek is bly jy sien dit in so 'n ligte lig. Ja, Jy weet want dit nee, kan nou dit kom nou nogal iets beteken dit. Jy weet die ou kom met dollars en baie mag daaraan. Maar ja, ek hoop Al Gore dan later bietjie Kanonkop. Ek hoop hy van sy pakkesies wyn het hy vir Bill Clinton toe oorhandig opgegee. Ai Andre as jy luister. Joh, dit moet rol wees by as kind jy kom so die kind Ja, verantwoordelik hou vir sulke tipe van goed nie. Vertel vir ons van die Black Label. Dit het natuurlik 'n swart etiket. Dis al wat ek net wil byvoeg. Vertel vir ons van hierdie fenominale wyn. As ons praat van die naam, voor ons nou oor die wyn ingaan, die naam. Ons het ons standaard etiket gevat en hom net swart gemaak. Ons het nooit gepraat van die Black Label nie of die swart etiket nie. Dit het net so gebeur, so van self. Nou praat almal van die Black Label. Die Engelse en die Noorweërs en die Duitsers en die Oostenrykers, almal praat van die Black Label. Dit staan nie eens op die etiket nie. Maar hoe dit ook al sê, die ontstaan van die wyn, ek het 'n baie interessante storie. Ons het 'n blok wat vir 72 jaar oud is, Pinotage. Ek het 'n vermoede dis die oudste blok onder korreksie in Suid-Afrika van Pinotage, maar hoe dit ook al sê is, die blok is nou 72 jaar oud. En in 2006 toe kom Abri Beeslaar wat toe wynmaker was. Toe kom hy na my toe sê, luister Johan, die kwaliteit wyn wat hierdie blok vir ons gee is anders as ander blokke Pinotage op Kanonkop. En toe ek en hy besluit, maar dit is nogal 'n bietjie anders in karakter en in smaak en so meer.
Toe sê ek vir hom, okay, kom ons bottel 1000 bottels. En toe het ons nou 1000 bottels en toe sê ek vir my, as ons nou die eksperiment wil deurvoer, wat ons nou nog doen, dan moet ons weer 1000 bottels doen van die volgende oesjaar en weer die jaar daarna. Toe sit ons nou met hierdie klomp wyn en die wyne het fantasties ontwikkel. En toe moes ons nou besluit, maar hoe gaan ons nou die wyne in die mark inkry, wat redelik problematies was, want ek hou nie van Cellarmaster Reserves en special editions en goed, ek is nie deel van ons bemarkingsplan nie. Toe het ons besluit, maar ons gaan dit, soos die Franse sê, amper meer verkoop. Maar dit het toen ook nie gewerk nie, want dit was toen met die 2008-2009 finansiële krisis in die wêreld. Toe het ons maar net besluit, ons gaan die goed nou maar verkoop, Ja. so gou as moontlik na bottellering, tradisioneel, net die etiket swart gemaak, black label, en dit is nogal iets besonders, maar wat dit so besonders maak is die ouderdom van die blok, die wingerdblok, 72 jaar oud nou, maar dit gee vir jou baie laer opbrengs, maar jy kry soveel meer intensiteit en konsentrasie, en die tannienstrukture waarvan jy net al gesê het, jy hou so baie daarvan in 'n wyn, die tannienstrukture raak baie sagter, soos 'n wingerdstok ouer raak, dan raak daai dryftannien strukture raak al hoe meer elegant en eleganter. Die enigste negatief is dat die opbrengs, soos die stok ouer raak, dit daal maar so met die tyd. Ek wil net sê, dit is my baie, ek weet nie of dalk is dit maar net maar ek het die eerste keer agtergekom met 'n Lanzerak Pinotage, daai een van hulle premium wyne. Bo die glas, wanneer jou neus net so half in die glas ingaan, dan tel jy jasmijn op. Ja. En dis my so, dit is my die mooiste, dit is my, elke keer as ek dit ruik, is dit vir half poëties as ek dit ruik. Jy weet, jy verder kry, jy dieper ingaan, ander diepte en so aan, maar ek tel hierdie sagte, lieflike jasmijn op van die twee pinotage. Ek meen, ons drink redelik wyd en so aan, maar ek meen, vir my met 'n pinotage, al die pinotages ek van gehou het, daai element gehad, daai sagte blom element. Dit help natuurlik ook nie dat ons jasmijn verskriklik blom in die agterplaas op die oomblik. Ek word so wakker by daai reuk in my neus. Maar dis wat ek altyd optel. Ja, is 'n bietjie meer, En ek tel hom nou weer met rooi bessievrugte. Ja, dit is versus seker. swart bessievrugte Ja. wat jy nou in Cabernet basiswyne kry. Dis mooi, Dis die rooi bessievrugte. die rooi bynga. Ja. Ja. Jammer Johan, dit is nou nie Ja, mense nee, moet maar nie mense dit is se wat jy wyne- proe en is dit reg. Dis waarmee ja. jy jouself Ja, vereenvoudig. Is omdat Of ek vir baie hou jouself. van rooiwyn en winegums en biltong. Almal, ek het dit nou al so baie genoem. Dis 'n great pairing. dit is my gunsteling pairing. Maar nou wil ek vir julle gou vinnig vra. Ek vra baie keer vir mense so aan die einde vra se 'n paar vreemde vrae. So as julle gereed is, wil ek 'n paar vreemde vrae vra met hierdie fenominale wyn in die glas. Wat is jou sogenaamde guilty pleasure met wynkombinasies? So, jy weet, jy kan sit met hierdie premium wyn en jy geniet dit saam met 'n winegum en 'n biltong of hoe dit ook al sê. Of dit is iets soos 'n oester wat jy gedrink het saam met een of ander fantastiese, kom ons sê nou maar Nieu-Seelandse Sauvignon Blanc of hoe dit ook al sê. Dit kan nou vreeslik eksoties wees of baie eenvoudig. Wat is jou gunsteling kombinasie? As jy nou by die huis is, dalk is dit nou snoek, maar kom ons kies iets anders. Is Jy dit nou met hierdie black label wyn? Enige wyn, Enige wyn. jou Oh, enige okay. guilty pleasure wyn kombinasie met kos. As ek vis eet, Enige iets. en ek Dit is hoef nie vis mal te oor wees nie. galjoen. Ja, Ek is natuurlik. mal daaroor. Lieflik. Dan drink ek rooiwyn. En as ek 'n Cadet Kei blend, vat my ek sal hom uit die yskas uithaal. Ja. 'n Verkoelde rooiwyn met vis is vir my, volgens die kenners is dit 'n verkeerdste ding wat jy moet doen, maar dit is waarvan ek persoonlik hou. Ja. Toevallig my vrou ook. Maar galjoen is 'n vetterige vis. Dit Ja. maak vir my sin. Ja. Dit is amper soos om vleis te eet. Maar die gebruiksmoontlikhede van rooiwyn, as jy 'n groter rooiwyn drink is, as jy dit verkoel, Ja. kan jy jou hele jou hele koskombinasie kan jy baie wyer maak. Ja. Verkoel dit net so 'n bietjie, veral in die somer. Lou, jou kant? Is dit altyd moeilik om ek is so lief vir kos. Maar regtig, ek Ek dink en as jy hy iets wat nou regtig self. vir my jy weet partykeer die wyn komplementeer, dan sou ek sê is 'n lekker 'n Dalewood cheese board.
Ja. Jy weet daai tipe. Hulle Boland O. en Huguenot, Huguenot, hulle is die Huguenot, hulle Ons het vanoggend 'n bestelling geplaas. Dit is fenomenaal. Dit is die klein kaasvervaardiger. Ons het al so baie ek het al gesê dat 'n baie bekende aktrise haar kind toe sy swanger was, die Boland moet noem na hierdie kaas want ek het toe nou vir hulle kos daarvan gemaak. Nee, dis fenomenaal. Ja. Okay. Ek hou van daai idee. Ja. So jy weet dis net vir my Lieflik. ek en my vrou is 'n fantastiese go-to Vrydagmiddag of 'n Sondag as jy nou nie crazy aandete wil maak hier, net 'n lekker kaasbord. Ja. En soos jy sê Dou is fantasties. Robin Patrina Visser die eienaars, amazing job. En dan is hulle nog verskriklike nice mense. Natuurlik. Dis altyd, dit ook. Verkieslik met 'n vol Cabernet Sauvignon. Ja, sê. Vir al Nie daai noodwendig knorkop nie, maar Nee. 'n vol Cabernet Ja. Sauvignon. Ja, maar soos jy dit sê, dink ek dan presies nou in die 2020 tyd, dit is die perfekte wyn. Ja. Oef. En saam met daai harder kase, dit is nou maar wat ek nou verskriklik baie geniet. Die ongemaklikste vreemdste ervaring wat jy nog ooit gehad het met 'n wynproe. Buiten die ou wat sê sy vrou is die mooiste en jy vir hom sê nee, dis nie die geval nie. Wees nou eerlik. So het jy vir ons 'n storie daarvan? Ek het al so 'n paar ongemaklike gevalle gehad. Jy net verstaan net, ek is 'n prokureur gewees. So my werklike kennis van wyn maak en van wingerdbou is beperk, maar ek los dit vir die kenners. Ja. Daar's experts daar buite. Dis hoekom ons wynmakers het en wingerdbouers het. Maar dan word ek baie keer tegniese vrae gevra. En dan vra hulle vir my regtig oor hierdie oop sementgisting. Wat gebeur daar binne-in? En dan moet ek nou probeer antwoord, maar ek kan nie. Ja. Dit nou begin die mense jou so half skeef kyk, jy weet. You making the wine. Maar ek maak nie die wyn nie, Ja. maar dis hulle persepsie. Jy So ek verteenwoordig. het hulle 'n paar keer het ek in 'n situasie gekom waar ek vrae gevra is wat ek werklik waar ek kon dit nie beantwoord nie. Al dan moet hulle moet gaan lees wie die proe aanbied en so. Maar ja, dit is 'n By uitstorting sê ek net man, ek sal nou vir Abri kry of nou vir Soys. yes. Hulle sal vir jou volledig antwoord en vir jou wetenskaplike antwoord Ja. gee. Ek dink daar en ek het dit vroeër ook al genoem, maar waar Beiers oom Jan Boland het vir my gesê dan moet hulle 'n proe gaan aanbied, maar is dit voor 'n Engelse gehoor en so aan. En dan sê hy nee, hy het maar vir Beiers moet al die praatwerk doen want hy kan nie sy Engels is nie sterk genoeg om dit te doen nie. Maar nou, Beyerson is ook nie so goed Ja, nie, hoor. wel, ja. Ag jy weet wat so noem hulle in Engels hubris. Hy het mos nou genoeg daarvan van daai standvastigheid in sy persoon om dit te doen. Lou, jou ongemaklikste interaksie met 'n kliënt. Jo, ongemaklike interaksie met 'n kliënt. Die dag toe ek 'n wynaanbieding doen in Amerika en die dame vra toe vir my, is it safe to drink your wine because of the Ebola in Africa? O, jene, nee. Dis sê ek vir haar tannie en ek het sommer net vinnig die berekening gedoen. Daai tyd was dit daar so half in die Horn of Africa daar bo gewees en ons het in New York. Is ek vir as ek nou moes vlieg uit die Kaap uit na daai outbreak toe, is dit 'n 8-hour flight. Ek sê as ek daai selfe vlug vat van kom ons sê daar in vir argument sake Nigeria Ja. en ek vlieg New York toe. Is dit 'n vinniger vlug tot by New York? So strictly speaking, I need to ask you, is your water safe to drink? Ja, Because you're nee, closer to the precies. Ebola outbreak than I am. Dis is nie daarvan gehou nie. Maar dit is 'n ongemaklike Dis 'n vraag. baie goeie antwoord, meneer. Baie mooi adreskundige antwoord daai. Johan, as 'n mens kyk na wyn, jy mag nou nie jou eie wyn noem nie, maar ek is seker as ek nou na jou toe kom en ek bring een van jou eie wyne vir ete, dan sal jy nou beïndruk wees. Maar as ek vir jou nou moet beïndruk en ek kom by jou eet, watter wyn moet ek bring? Of watter wyn sal jou beïndruk in elk geval? Ek sal 'n bietjie mooi moet dink oor die vraag, maar enige en ek hou nie van die uitdrukking enige Bordeaux styl wyn, maar enige Cabernet basiswyn. Ja. Met Merlot, Cabernet Franc, miskien 'n bietjie Petit Verdot, Malbec. Maar enige iets soos die mense van praat, 'n Bordeaux styl wyn. Jou kant, Lou? Ek is ook baie lief vir Bordeaux styl. Dis een van ons gunstelinge. As iemand by my kom braai en hulle bring 'n bottel wyn wat my sal impress of dat my aandag trek, is iets wat ek nie aan gewoond is nie. So as hulle 'n styl kon sê met ons spesialiseer in pinotage, as hulle vir my dalk een van die ligter weergawe van pinotage bring wat ek nog nie van tevore geproe het nie, ek waardeer daai tipe geleenthede. Dit is my
baie nice om Ja. met 'n ander wynliefhebber ook te proe sonder die hoity-toity soos Johan vroeër gesê snobiste tipe Ja. approach. Maar dit is nou 'n tipiese antwoord van 'n jong man, hè? Wat reg is, dis die regte antwoord. Ja. Op my ouderdom raak jy al so vasgevang in jou gewoontes. Dat is ek nou 'n jong, ligte styl Bordeaux styl wyn moet drink. Ja. It's not going to make any impression on me. Dit gaan nie vir my werk nie. Ek sal vir jou die Dorper Pinotage het ek as my wyn vir die week gekies saam met die Pinotage episode wat ek toe nou met 'n paar ouens opgeneem het. So, dit is as jy van so iets hou, daai dis Ek regtig 'n sien mooi uit wyn. om hom te proe. Ek het Ja, hom is- 'n week gelede bestel van Wine Cellar af en hy het by die okay. huis aangekom en ek het hom gisterand in my wynyskas As gesit. hy, So ek sien uit om hom te ek het drink. ook by hulle gekoop. Ja. Ons het daai proewe gaan doen en dan wil jy dan met daai boekie is al soveel afmerkies. Jy moet maar bietjie minder maak anders dan gaan dit rof gaan met die Die begroting. budget. Johan, die vreemdste plek wat jy nog ooit 'n glas wyn gedrink het. Elke keer as ek hierdie vraag vra, dan kry ek altyd baie interessante stories. So dalk is daar 'n interessante plek waar jy dit al gedrink het. Ja. Wow. Jy sit ons op die spot vandag Vat net. eers 'n sluk hier, Nee. ek jy terugkom Die daar. vreemdste plek. Die vreemdste plek. Ja. Nou klik dit skielik. Ascension Eiland. Ek weet nie of as die mense weet Sjoe. presies waar is Ascension Eiland nie. Dis net noord van Sint Helena. Ek was in my vroeë lewe was ek een keer op 'n skip van Kaapstad na Sint Helena. Dit was 'n Britse posskip. Ek dink die skip se naam is Sint Helena. Dat hy nog 'n Natuurlijk, kos ja, en ja, ja. goeder se daar aflaai Ja, en so ja. meer en toe kry ek die geleentheid om van Sint Helena na Ascension Eiland te ry waar daar dit was 'n militêre basis. Die Amerikaners het 'n basis gehad en die Franse en die Engelse. Toe word ek genooi daar as 'n lang storie, maar toe word ek nou deur die noem dit nou maar die generaal van die eiland. Iets governor, ek maak nie saak nie. En toe eindig ons op in die klubhuis van die golfbaan op Ascension Eiland. Soos wat 'n mens jy weet. Die golfbaan se naam is The One Boat Club. Nou waar die naam vandaan kom, want op die golfbaan is net sand en nie klippe nie, rotse. Dis sand en rotse met so 'n bietjie olie wat op die setperke gestrooi is. Toe sit ons nou in daai golfklub en toe drink ek toevallig, dit was nou nie wyn nie, maar dit was brandewyn. Okay. Toe sit ek met hierdie Nou begin- governor van Engeland. Hy was in beheer van die hele eiland. Dit word hom ook van druiwe gemaak. Nou sê onthou hulle die Falklands oorlog. Ja. Het hulle daarvan af bestuur, né? Sure. Want dit Ja. was nou baie nader as Europa. Toe drink ons 'n glasie KWV 10 jaar oud brandewyn Sjoe. in die One Boat Club op 'n golfbaan op 'n eiland waar daar net sand is, niks anders nie. En so dan man kom die krappe uit daar, loop hulle daar op die sand rond. So. That was it. Het jy hom krap geëet? Nee, dis 'n klein oranje okay. krappies. Nee, hulle was te klein geweest. Nee, dit klein. Ek het al krap geëet, maar nie daai krappies. Nie daai krappies nie. Lou, het jy vir ons 'n antwoord? Ja, ek sou sê dis iets wat ek glad nie verwag het nie. Ek was in Dubai vir 'n werksgeleentheid gewees en my agent daar het my gesê hy kry my vanaand 11 uur in die kon ek sê voorportaal van die hotel, we're going to go somewhere special. So, okay. En toe ry ons ry so in hierdie woongebied in 'n area, maar jy kan sien dis nou in die Emirati waar die locals bly. Daai hoë mure, fancy karre, al daai tipe goed. En ons stop toe buitekant die huis, hierdie sekuriteitswag kom en is 'n dubbeldeur, verskriklik soos 'n CIA security tipe ding. Sure. Toe ons weer sien, is ons in hierdie compound ingenooi. En is nou die locals, hulle drink mos nie, of dis wat ons glo. Jy weet, hulle is mos nou teen hulle kultuur en hulle religion en alles. En toe ons weer sien, ons is in hierdie privaat wine club ingenooi met net al die Emirati locals. Oei. Jy het dit glad nie verwag nie. Sjoe. High rollers en hulle maak net fancy Franse en Amerikaanse wyne oop en daar's 'n paar van Hoekak en Honkop was daar gewees. Maar ek het vir ander handelsmerk gewerk op daai kom, maar dit was vir my 'n out the world experience. Ek het dit glad nie verwag nie. Jo. En almal met hulle tradisionele, jy weet, klere aan en alles. Dit is ja, baie vreemd geweest. So ek gaan nou by jou begin om vir Johan kans te gee vir 'n slag want elke keer by Johan begin die arme Ja. ou. So laastens, jou gunsteling musiek of liedjie wat jy sal luister saam met 'n bottel wyn, saam met jou Jo. gunsteling bottel wyn. Dit is ek
Ek is nog baie lief vir soos 'n Bruce Springsteen. Lekker. Dit is my 80s baby tipe goed. Spesifieke liedjie? Ek sal sê wat sê song wat so Philadelphia. Philadelphia net ja. Ja, dit is sonsondergang, lekker glas wyn. Kan nie beter nie. Dit voel vir my bietjie meer soos hier teen 11:00 se kant met daai een. Wel kyk op die oomblik die sonsak so 8:30, 9:00. Johan, jou kant, wat se musiek geniet jy saam met 'n glas wyn? Joh, ek hang af van watter tyd van die dag dit is en watter dag dit is. Maar in die week gewoonlik hier laatmiddag 'n bietjie blues, weer moderne blues Lekker. en dan ou rock, Is daar kunstenaars wat jy aan dink? Colosseum en Audience, maar veral vir die saksofoonspelers wat vir daai twee orkeste gespeel het. Maar op 'n rustiger dag, sê nou maar Sondag, dan is dit klassiek, waarskynlik enige van Beethoven se klavierkonserte. Sure. Konsert nommer 5. Dit het sulke hoogtepunte en laagtepunte en dan gaan dit so rof en weet jy gaan deur 4 seisoene sommer net so Ja. met 'n glas wyn. Dis my ongelooflik. So jy werk deur jou emosies Sondag voordat jy die week moet begin, is Absoluut. Dit is anders as blues of ou rock. Die ou rock is rock, Ja, maar nee. Beethoven is in 'n ander klas. Fantasties. Ag julle het nou my dag gemaak hoor. Ek wil net sê my week dat julle deurgekom het. Dankie. Dit was nie 'n maklike pad in nie. Daar was ongelukke en dat julle deurgedruk het en in ateljee toe gekom het. Ons dink aan julle met die volgende 50 jaar wat voor lê en ons sal aanhou ondersteun die pragtige handelsmerk wil julle bedryf van Kanonkop en ons sê vir julle sterkte Lou met jou nuwe aanstelling. Dankie. En mag julle Kanonkop oor en oor en oor weer as handelsmerk posisioneer waar mense so daarna opkyk en sê ek wens ons was hulle reg oor die wêreld. So baie dankie. Gesondheid ook op die nuwe Black Label wat nie eens die naam op die etiket het nie. Gesondheid julle. Cheers, maar at least baie dankie vir die uitnodiging. Ek waardeer. Baie dankie. Ek hoop jy het lekker geluister na daai saamkuier in die ateljee met Kanonkop. Dankie weer eens vir die besoek en ek sluit die program af met my wynfeit vir die week. In Spanje is daar 'n drankie genaamd Calimocho. En ek onthou op universiteit was daar so 'n spanbou naweek en elke groep moes hulle eie land verteenwoordig en een van die groepe het Spanje verteenwoordig en hulle het rooiwyn en Coke vir ons bymekaar gegooi. Dis waar ek die eerste keer daarvan geleer het. Ek het net gedink ek kan nie glo julle doen dit met wyn nie, maar tog is dit 'n drankie in Spanje, soos ek sê Calimocho en dis gemaak deur rooiwyn met iets soos Coke of soortgelyke koeldranke te kombineer. Laat maar vir my weet wat jy dink van daai een en of jy dit al gedrink het. Miskien was jy in Spanje en jy het dit gedrink. Is dit regtig so gewild daar? Dit is hier op RSG se Bek Bazaar wat by Martlies bring die reine wynheid. Onthou stuur vir my e-pos brink@rsg.co.za. Is lekker om so met jou oor Suid-Afrikaanse wyne te gesels.